Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Vandag praat ek met jou oor die vraag wat ek die heel meeste kry wanneer ek ook al in die land bedien en ek gee kans vir vrae, dan is die mees algemene vraag, hoe hoor ek die stem van die Here? En ek dink in die tye waarin ons lewe, is dit kritiek belangrik om die Here se stem te kan hoor. Nou die meeste kinders van die Here wat 'n verhouding met die Here het, hoor sy stem, maar hulle onderskei nie altyd dat dit die stem van die Here is nie. En daar is nogal 'n verskil daarin. So, vandag gaan ek met jou praat oor, toe ek met die Here gaan praat hieroor en ek sê, Here, hoe leer ek u volk om u stem duidelik te kan hoor? Vat die Here my na een van die klein profete toe met die naam van Habakuk. Nou, die klein profete, as ek net eers daai opmerking kan maak, is vir my die belangrikste profete in die Here se woord. Want hulle profesie gaan nie net oor hulle tyd nie, maar eintlik presies oor die tyd waarin ons lewe. Hulle is eindtyd profete. En dis hoekom ek dink baie kinders van die Here mis wat die Here besig is om te doen, want hulle kom nooit in daai klein profete nie. So ons gaan vandag Habakuk lees, hy het net 3 hoofstukke julle. So hy's 'n ou kort briefie. En as ek nou vir jou moet vra, het jy nou al 'n preek oor Habakuk gehoor, dan sal jy vir my sê ja, en ek sal vir jou vra, wat het jy gehoor uit Habakuk uit? En dan gaan jy vir my heel waarskynlik Habakuk 3 lees van vers 17 af wat sê, alhoewel die vyeboom nie sal bot, en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, en die drag van die olyfboom sal teleurstel, en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die klein vee die kraal verdwyn, geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil, die Here, Here is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte, wildsbokke, en hy laat my tree op my hoogtes, en ek dink by myself, kyk, ek is mos nou baie prakties met die dinge van die Here, nee. Ek is maar net soos 'n klein seentjie met die Here se woord. Nou vra ek, as die profeet sê, die vyeboom bot nie, die wingerdstokke het geen druiwetrosse aan nie, vra jy nou vir 'n wingerdboer, as daar geen trosse aan die wingerdstokke is nie, of hy sal jubel in die Here. En vra vir die vrugteboer, as daar geen appels aan jou bome is nie, sal jy jubel in die Here, of vir die narkieboer, daar's geen narkies aan jou bome nie. Onthou, jubel beteken, jy spring van blydskap op en jy dans in die ronde. Dis wat die woord jubel beteken. Nou vra ek jou, as jy vir 'n boer vra wat geen oes op die land het nie, sal jy opspring en in die ronde dans en huppel en juig voor die Here? Die drag van die olyfboom teleurstel, die saailande geen voedsel oplewer, die hele mielieboere, as daar geen mielieoes is op die lande nie. Daai beesboere en skaapboere, die kleinvee die kraal verdwyn, geen beeste in die stalle sal wees nie. Sal jy opspring, dans, juig voor die Here? Not likely. So, nou vra ek myself, hoe kom 'n mens op hierdie plek waar Habakuk sê, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil, die Here is my sterkte, die Here maak my voete soos die van 'n klipspringer op die rotse. Ek vra dan, dis die einde van hoofstuk 3, soos daarmee eindig sy brief. Ek vra, hoe het hy daar gekom? Vertel my hoe. Sê my, hoe kan ek in daai omstandighede nogtans jubel in die Here? Hoe kan ek juig in die Here? So nou gaan ek terug en dan soek ek die antwoord in Habakuk 1 lees so. Dit klink soos 'n gebed, maar hoor nou, hy sê, hoe lank, Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie. Skreeu ek tot u geweld. Dit klink asof hy profeteer oor Suid-Afrika, of bid oor Suid-Afrika, of praat oor Suid-Afrika. Skreeu ek geweld, maar u help nie. Waarom laat u my onreg sien, en aanskou u die moeite, ja, die verwoesting en die geweld is voor my oë, daar is stryd en twis. Dit klink asof hy ons land beskryf. En hy
karring so aan vir die hele hoofstuk, hy moan en hy huil die hele hoofstuk, hy bid nie, hy hou 'n pity party. Hy kry homself jammer, hy sê, Here, ek bid oor hierdie goed, en niks gebeur nie, en daar's nie 'n antwoord wat deurkom nie, Here. Nou, in die hoofstuk, as jy hom mooi gaan lees, antwoord die Here hom, hy hoor nie. Want daar is soveel stemme in sy kop, en daar is soveel goed wat gebeur, hy hoor nie die stem van die Here nie. En dit is baie mense se probleem, en ek wil self sê, dis baie kinders van die Here se probleem, dat daar soveel stemme in jou kop is, dat jy nie die Here se stem kan hoor nie. En dan kom hoofstuk 2. Nou, tussen hoofstuk 1 waar hy dink hy bid, hierdie ou wat so kla, en hierdie ou wat so mou, en sê, Here, ek roep en die antwoord nie, tussen hoofstuk 1 en hoofstuk 3, waar hy sê, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil, so obviously, tussen hoofstuk 1 en hoofstuk 3 moes daar iets gebeur het, wat hierdie ou sy hele lewe verander het. Kan ek dit weer sê? Tussen hoofstuk 1, waar hy so negatief is, en hy sê die Here hoor hom nie, en hoofstuk 3 wat sê, nogtans sal ek jubel in die Here, tussen daai, so in hoofstuk 2, want daar is die 3 hoofstukke, in hoofstuk 2 moes daar iets gebeur het, wat hierdie ou se lewe verander het. En dit is dan die sleutel wat ek soek. Dis die geheim waarna ek soek. Nou, as jy my vra, is dit moeilik om die Here se stem te hoor? Dan sê ek vir jou, jy kry die geheim, hoe om die Here se stem te hoor, en ek wil vir jou sê, ons kan daai toets doen, en as jy hierdie gaan doen wat jy vandag hoor, sal jy binne 5 minute die Here se stem duidelik hoor. Het ek jou aandag? Hoor jy my nou? As jy doen wat jy vandag hoor, kan jy binne 5 minute die Here se stem duidelik hoor. So, nou, as jy vir my vra, is dit moeilik om die Here se stem te hoor? Dan sê ek vir jou, die Here se woord vertel ons in 2 verse. Habakuk 2 vers 1 en 2, sê die Here vir ons die geheim om sy stem te hoor. Nou, die Bybel is 'n taamlike dik boek. Hierdie is nou my oorlogsbybel, so dit lyk ook of hy al in die oorlog was. En as jy nou om so kyk, dan sien jy, hierdie is 'n oorlogsbybel, maar dis hoe dik hy is. As ek vir jou sê, die Bybel gebruik 2 verse om vir my te vertel hoe om die Here se stem te hoor, dan kan dit mos nie moeilik wees nie. Nee, ons dink mos partykeer, die ding is baie moeilik, maar eintlik is dit dan so eenvoudig, en dit spring eintlik so maklik op. Habakuk 2 begin so, hy sê, op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel. Eerste geheim. Jy kom op 'n plek waar jy nie gepla en gesteer kan word. Die wagtoring, die ou dae, as jy by weermagkampe verbygery het, het jy hierdie torings gehad, waar in 'n wag gesit het, en hy moes kyk. In die dag moes hy kyk of daar gevaar aankom, in die nag moes hy luister of daar gevaar aankom. En daar was ook 'n lig in daai wagtoring in die nag. Maar daar was een ou daarin, daar was nie 'n skare daar nie, jy het nie 'n partytjie gehou nie, jy het nie musiek gespeel nie. Jy was op wag, dit was jou wagbeurt, dit was jou wagtyd. Jy eet nie, jy's wakker. Jy is gefokus. Jy's alleen in daai wagtoring. So wanneer Habakuk sê, op my wagtoring wil ek hom sê, kom eenkant, waar niks en niemand jou kan steur nie. En dis hoekom nagbid so 'n goeie ding is, want niemand kan jou pla nie, en niemand kan jou steur nie. Dis hoekom Jesus sê, gaan in jou binnekamer en sluit jou deur. Dis presies dieselfde konsep. Kom eenkant, waar jy nie gesteer gaan word deur niks. Hy sê en dan, ek wil speur om te sien wat hy in my sal spreek. En hierdie een sinnetjie is gelaai met openbaring. Ek wil sien wat hy in my sal sê. Hoor jy dit? Hy sê, ek wil sien wat die Here in my gaan sê. Onthou, ons praat oor hoe hoor 'n mens die stem van die Here. En wat val jou op? Wat is snaaks in hierdie uitspraak of hierdie ding wat Habakuk sê? Ek wil sien wat die Here in my sal sê. Nou, 'n mens, as jy iemand wil hoor, jy verwag dat hy eintlik daar moet sê, ek wil hoor
wat hy in my sal sê. Is dit nie waar nie? Jy verwag Habakuk moet daar sê, ek gaan nou stil word, ek gaan een kan kom, en dan wil ek hoor wat die Here sê. Maar dis nie wat hy sê nie. Hy sê, ek wil stil word, en dan wil ek sien wat die Here sê. Hier is die geheim. As ek sê hond, wat dink jy? H-O-N-D, of sien jy die prentjie van 'n hond? Ek sê see. Sien jy S-E-E, die woord, of sien jy 'n prentjie van die see? Want ons dink in prentjies. Dis hoe die Here ons gemaak het. Ons dink in prentjies. As ek 'n woord sê, vorm jy 'n prentjie van wat ek sê. So, wat sê hy? Hy sê, as ek stil gaan word, wil ek sien wat die Here in my gaan sê. Jy moet kan sien wat die Here sê. Dis 'n sleutel, dis 'n geheim. Jy moet kan sien wat die Here sê. Nou kom ek gebruik 'n Bybelse voorbeeld. God sê vir Abraham, jy gaan die pa word van baie. Ontelbaar baie. En hy's 100 jaar oud en sy vrou is 100 jaar oud. So dis onmoontlik, né? En om jou kop om daai te kry is net onmoontlik en jy kan nie dit glo eintlik nie, want jy kan dit nie sien nie, né? Jy kan dit nie sien gebeur nie. En ek dink dis hoekom die Here hom een nag wakker maak en laat buitekant toe gaan en hy kyk op na die sterre en hy sê, wat sien jy? En Abraham sê, ek sien sterre. En God sê, en dit is hoe jou nageslag dan lyk. En ewe skielik kan hy sien wat die Here gesê het. Sien jy daai prentjie? Toe hy die sterre sien en God sê, maar dis hoe jou nageslag gaan lyk, kan hy sien wat die Here gesê het. Nou, van daar af, wat dink jy? Toe Abraham nou uitgaan in die nag, of hy twyfel bietjie aan die belofte, want het vat 25 jaar voor die belofte in vervulling gaan. So, as hy uitgaan in die nag en hy kyk op, wat dink jy sien hy? Sien hy sterre of sien hy sy nageslag? Hoor jy my? Kan jy sien wat ek vir jou sê? As hy twyfel en hy kyk op en hy sien die sterre, dan sien hy nie sterre nie, maar hy sien sy nageslag. Voor jy nie kan sien wat jy by die Here hoor nie, kan jy nie vir dit glo nie. Hoor jy daai? Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop en dis 'n bewys van die dinge wat ek nie kan sien nie. So, ek moet 'n prentjie kan vorm van dit, ek moet in my gees oog kan sien. Hoe werk dit? Nou sê hy verder. Hy sê, en ek wil sien wat hy in my sal sê. So waar praat die Here? Binne. Hoe klink die Here se stem dan? Die stem van jou gewete is die stem van die Here. As jy voel, jy moenie 'n ding doen nie, is dit die gees van die Here wat vir jou sê, moet dit nie doen nie. Dis die Here se stem wat met jou praat. As jy voel, jy moet iemand gaan sien, of met iemand kontak maak, dan is dit die gees van die Here wat jou lei. Onthou, ons praat as jy kind van die Here is. Dan is dit die gees van die Here wat vir jou sê, maak kontak. En so leer jy onderskei, wanneer daai persoon vir jou sê, jong, vandag het ek dit nodig gehad. Vandag was dit so nodig dat jy met my praat. Weet jy, dit was die Here se stem. Want jy leer dan onderskei, so klink die Here se stem, wanneer jy doen en gehoorsaam is, en jy hoor die terugvoer daarop, weet jy, dit was die Here se stem wat met jou gepraat het. So hy praat in jou. Daai eerste aanvoeling wat jy het, daai eerste gedagte van jou, het jy al gehoor die uitdrukking, jou eerste gedagte is altyd die regte gedagte. Daai eerste spontane reaksie wat jy het, dis die stem van die Heilige Gees. Die stem van jou verbeeldingskrag. Jy weet, ons word gebore met verbeeldingskrag. As jy 'n kind is, onthou jy toe jy 'n kind was, het jy maklik jou verbeel. Jy moenie vir 'n 3-jarige ouetjie wat lief is vir Superman of vir Spider-Man, 'n Superman pak aantrek en hom op 'n dak laat klim nie. Want, hoor jy my? Want hy glo hy kan vlieg. In die krag van sy verbeelding, die krag van jou verbeelding. Jy verbeel jou, iets gaan nie uitwerk nie. En daai vrees pak jou beet, want jy kan al die prentjies sien. Jou maat is dalk uit vir 'n vergadering of 'n ding en kom nie betyds terug nie, laat terug. Wat is jou eerste gedagte wat jou tiener is uit en kom nie betyds terug nie? Wat is jou eerste gedagte? Die prentjie wat jy sien, die krag van verbeelding.
die krag van wat jy droom. Maar soos ons groter word en soos ons nou volwasse word, verloor ons die krag van ons verbeelding, want die siniese realiteit stomp daai krag van verbeelding af, en nou droom mense ook nie meer nie, né? Daar is nie meer hierdie drome nie. So, want jy word gekonfronteer met realiteit, en so baie kinders van die Here gaan maar net deur emotions, en hulle het nie meer drome van, wat wil die Here met my doen? Wat wil die Here met my lewe doen? Wat kan die Here met my lewe doen? Wat kan die Here met my omstandighede doen? As jy daai krag van verbeelding, want onthou, die krag van jou verbeelding is die krag van die Here wat werk in jou. Dis die krag van die Here wat in jou werk. Ek wil sien wat die Here in my gaan sê. En dan sê hy, toe antwoord die Here my, en hy sê, skryf die gesig op, graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd, maar het spoed na die einde. Dit sal nie teleurstel nie, as dit mag vertoef, wag daarop. Want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. So, hoe gaan ons hierdie prakties doen? Want jy weet mos nou, ek is baie prakties met die dinge van die Here. Jy gaan op 'n stil plek waar dit net jy en die Here is. Niks gaan jou pla nie. Jy het nie 'n selfoon saam met jou nie. Dis net jy en die Here. Jy het jou gebedsjoernaal by jou, jy het jou Bybel by jou, jy het 'n pen by jou. Jy kan, as jy lus is, sagte aanbiddingsmusiek opsit. Ek het dit nie nodig nie, maar party mense het dit nodig. Jy wil daai sagte aanbiddingsmusiek hê. Jy gaan sit gemaklik op 'n stoel, en jy maak jou oë toe, en jy verbeel jou, jy's op jou hartsplek. Het jy 'n hartsplek? Waar is jy op jou heel gelukkigste? Waar is vir jou die lekkerste plek op die aarde? En jy verbeel jou, jy's op daai hartsplek van jou. Dalk stap jy langs die see. Dalk stap jy 'n entjie in die bos. Waar ook al jou hartsplek is, verbeel jou, jy en Jesus stap daar. Op hierdie oomblik. So jou oë is nou toe. Jou oë is nou toe. Jy verbeel jou, jy en Jesus stap nou, hand aan hand op hierdie hartsplek. Jy kyk hom in sy oë. Verbeel jou, hoe lyk hy? Kan jy 'n prentjie vorm van hoe jy dink Jesus lyk? Wat het hy aan? Hoe lyk sy gesig? Kyk in sy oë. En al wat jy in sy oë sal sien is hoe lief hy jou het. Hoeveel hy vir jou omgee. Hoe wonderlik is dit dat jy en hy op hierdie oomblik saam stap en is net julle twee. En Jesus wat vir jou sê hoe lief hy jou het en hoeveel hy vir jou omgee. En jy kyk hom in sy oë en jy sê vir hom, Here, ek is ook so lief vir u. My hele lewe is u sin. En terwyl julle dan so hand aan hand stap, vra jy vir hom daai een saak wat jy vir hom wil vra. Een saak. Is daar een ding wat jy graag die Here se stem wil hoor? Is daar een ding waarop jy 'n antwoord wil hê? En dan kyk jy hom in sy oë en jy vra hom, Here, wat hiervan? En dan word jy stil en jy sê, dankie Heilige Gees dat u nou my ontvanklik maak en my geestelike oë oopmaak om te kan sien en my ore oopmaak om te kan hoor. En dan word jy stil vir die volgende paar minute. Hou jou pen nou reg. Wat gaan nou gebeur? Jy gaan dalk 'n prentjie sien in jou verbeelding. Skryf neer wat jy sien. Dalk gaan daar 'n skrif by jou opkom, skryf neer. Dalk gaan daar woorde by jou opkom, skryf die woorde neer. Moenie nou probeer dink om dit te verstaan nie. Moenie dit nou wil ontleed nie. Skryf net daai eerste woorde, daai eerste prentjie wat jy sien. Skryf dit neer. As daar 'n persoon voor jou opkom, skryf dit neer. Dalk verstaan jy nie. Hoekom sien ek nou hierdie persoon se gesig? Moenie nou oor bekommerd wees nie. Skryf dit net neer. Eers, moenie daaroor dink nie. Eerste persoon wat jy skryf neer, die eerste prentjie wat jy sien, skryf jy net neer. En as jy klaar geskryf het en jy voel jy het klaar geskryf, as jy dankie Jesus dat u nou met my gepraat het. Ek aanbid u en ek loof u
en dan is jy klaar. Wat nou gaan gebeur is, in die volgende paar dae, gaan jy daai gebedsjoernaal van jou vat, en jy gaan kyk wat het jy geskryf. Want daai is die legkaart stukkies, wat jy nou gaan in mekaar begin pas, om die prentjie te sien, van wat die Here vir jou gesê het. Ek waarborg jou. Ek het dit getoets in groot groepe, maar natuurlik is jy veronderstel om hierdie alleen te doen, net jy en die Here, maar net as 'n voorbeeld het ek dit getoets in groot groepe, en die meeste het dadelik iets gesien. As ons daai oefening gedoen het, het hulle dadelik 'n prentjie gesien. So, as jy klaar hierdie program gekyk het, gaan toets dit sommer dadelik, as dit moontlik is, gaan toets dit sommer dadelik. Of nog vandag, moenie dat vandag verbygaan, voordat jy nie hierdie oefening gedoen het nie. Kyk wat sien jy, en ek sal graag wil hê, jy moet met my gesels daaroor. Laat weet my, het jy die Here se stem gehoor? Laat weet my, wat het jy gesien? Dit sal so wonderlik wees om jou terugvoer te kry, om jou getuienis te kry. Jy weet nou al, jy stuur jou storie vir my na arendegebed@gmail.com. Jy weet ook nou al, as jy ons boeke wil bestel, gaan jy na www.prayerevangelist.com. Daar gaan jy al ons boeke kry. Enige gebedsversoek wat jy het, enigiets wat jy met my wil deel, of enigiets wat jy vir my wil vra, stuur jy na arendegebed@gmail.com. As jy ons dienste wil volg, gaan jy na Koram Dayo Familie Nuus toe, op Facebook en op YouTube. Kan jy ons volg elke sondagoggend 9uur, en elke sondag aand 6uur het ons herlewingsdiens, en ons ervaar die wind van die Here wat begin waai. Elke dinsdag aand 7uur het ons herlewingsdiens, en dan ervaar ons die wind van die Here wat waai. 'n Wonderwerke wat gebeur, 'n baba van 14 maande, wie se kanker nou in remissie gegaan het, deur 'n eenvoudige gebedslappie. Wat 'n asemrowende tool is daai nie net nie. Op 'n volgende program sal ek dalk daaroor met jou praat. Mense wat werk kry, op wonderbaarlike maniere, kry mense werke, die finansiële wonderwerke en deurbrake wat gebeur, verstom my. Mense wat gered word, verstom my. Mense se kinders wat terugkom, en versoening wat plaasvind in huwelike, verstom my. Daar's 'n beweging van die Here aan die gang. En as jy ingeskakel is by die Heilige Gees, en jy luister na die stem van die Here, sal jy deel wees van hierdie beweging van die Here. Dis altyd vir my 'n asemrowende voorreg om op hierdie platform met jou te kan deel, en met jou te kan gesels. Ons is aan die vooraand, dalk reeds, wel nie vooraand nie, ons is in die eerste tree van 'n magtige beweging van die Heilige Gees, en ek het die Here se stem gehoor sê, a mighty move of the Holy Spirit will flatten every mountain. Dis waar ons nou is. 'n Magtige beweging van die Heilige Gees sal elke berg voor jou platvee. Ek seën jou, ek seën jou huis, ek seën jou huwelik, ek seën jou gesin, jou kinders, ek seën jou besigheid, ek seën die werk van jou hande, dat die wêreld na jou sal kyk en moet erken, jy is die geseënde van die Here.